welkom allemaal weer. Nog een episode van Kom ons praat met MND. Ik is de van Koester, aan die kant is Manuel, ook bekend als Manny. En vandaag gaan we onze bij chill sessie net, man. Chill sessie net relaxed. Die achteroor. Ja, net zo laid back en ons gaan net denken aan die artist wat er nou is. Wat denkt ons persoonlijk van die music wat er nou is en hoe die music evolve. Als ons luisteren naar hoe Earl Ajamil het back in the day gedaan het. Wat die altijd de reference naar hulle toen wat noemen dat die owens wat back in the day was. Verstaan je hoe en het evolve naar nou toe. Verstaan je jouw trap music, jouw drill music because remember dat je goed kom je van toe als daar af en dat is recently nou. En hoe het ons dan die type music wat in Amerika originally bestaan het, hoe het ons om aanvaarden die kan en hoe het ons om onze eigen stijl ingebruikt. So dit waar we ons gaan praten vandaag. Verstaan je, ons kennen nog niet op high level waar ons kan verwijzings maken en video's opzetten van die verschillende ouwens, but we'll get there. We'll get there. So ik ga van Manny vroeger hier, om net zijn chill opinie te geven over wat denk je over hoe die music evolve. Sinds hij ook een rapper was back in the day, hoe vond hij rap nou? En sorry voor ik begin, en als hij nou moet weer rap, wat het soort style. Ik weet ik vang hem met een cowboy nou. Want ik heb nog net gedacht aan het, ik vang hem met een cowboy. Maar als hij nou weer moet terugkomen in die game, zal hij stick to hoe rap, hoe hij dit was, of zal hij proberen aanpassen over hoe het nou is? Oké, dank je Koester. Het is een baie moeilijke vraag wat je me vraagt. Want je krijgt zekere mannen wat stiek met wie hulle is en wat hulle is. Sien, zoals Koester nou gesê het, die muziek het baie verander, baie evolve geraak as dit kom by trap en so aan. Maar ek persoonlik, dis nou my persoonlike opinie, ek sal nie sê ek haat trap nie, want ek hou nie van trap muziek nie. Dis nie my style nie. Sien, ek hou nie mats van dit nie. En dit is nou based op Amerika en in Suid-Afrika. Sien, is net nie my cup of tea nie. But om eerlik te wees, ek dink ek sal dit nooit excellent ervaar. Ek is maar van hy kids wat ek hou met wat ek is en wie ek is en wat ek van hou. Soos hy weet, ek is 'n groot Eminem fan. Ek is 'n baie groot Eminem fan. En ek weet Eminem is nou in Amerika en ek is in PE. Sien, Eminem gaan my nooit sien. Jy gaan nooit weer Eminem sien nie. Sien, maar ek sien die kids probeer ook nou evolve in hy musiek en sien in trap music en soos hy met Afrikaans mos nou natuurlik. Sien, en dit klink nie te bad nie. Omrede hoekom dit bad klink is my moedertaal. So dit gaan nie bad klink nie, want dit is mos nou Afrikaans. Sien, maar is nie my type of musiek nie. Ek voel persoonlik dat trap music is net 'n rapper wat net 'n klomp woorde sê. Dit maak nie sin nie vir my persoonlik. It doesn't make sense. Klomp woorde wat gesê word. Ek kom mos nou obviously van generasie wat ek moet gesê het ek is lief vir Eminem musiek. So as different categories in Eminem, the storytelling, is bass, is allerlei klomp dinge. En evens hy sal ook nou aan hom speech in die half rondom underground en so aan. Hy is baie lief vir underground, ek weet dit. Toe kom begin leer ken het as net as underground. Sien, en hy het homself evolve om die musiek te like wat mos nou obviously uitgaan wat ek is nou jammer Koester, maar dit is nie wat ek is. Ek is was dit nie. Dit is nie wat ek is. Ek is baie lief vir old school. Sien, ek luister nou Tupac, so Biggies, so Eminem en so aan. En as ek nou terug kan kom na PE toe, dan gaan ek nou praat van jou Jammies, jou G5 natuurlik, jou ou, ek like die ou musiek van Earl en Azimé. Ek hou van Earl, die musiek wat hy nou drop is great. Is baie great, but ek is maar nou die ou wat ek like die ou musiek van hom. Ek het net 'n video gekyk van hom wat hy saam na, ek ken hy band se naam, ek gaan nie nou my eie ding praat nie. Maar hy het saam na band, wat is die ding se naam? Ek gaan deur druk. Hy het saam na band hy naam gedrop en dit was amazing. Dit was vir my was dit amazing. Vir om het stryd te rap soos dit was. Hy noem vir Azimi. Hy noem allerlei klomp dinge wat hy genoem het. Is hy 'n ding wat hy oorgemaak het om te sê okay, ek is verby hy face van Azimi. Ek gaan nou my eie ding heen drop. Hy het genoem Azimi. Hy het dit genoem as Sombra en die emotion kan jy gesien het en die way dit gedoen het. En dit is wat ek van hou. Sien, hy sê ding wat ek van hou. Ek is nie snaaks en so aan nie, wat ek hou af van as all Afrikaans rap. Van as all Afrikaans rap, dan keep it real. Hy's early. Sien, as ons na die song Drilltyd. Drilltyd ons het in die vorige video gepraat van die Drilltyd. Maar hy is early soos ek vir early ken. Hy is early soos ek vir early ken. As ek nou verby 'n G5 member loop, Jimmy G, as ek hy maar nou moet oor rap, hy gaan rap soos ek weet hy gaan rap.
Ja. Ek ken nie Jimmy. Back in the Ek ken day. nie ou Jimmy. Ek ken nie die ander Jimmy nie. Hy was nog goed, ek sê die ander Jimmy gewees het. Jimmy was Jimmy. Sien, en hy is 'n musiek hoe ek like, wat ek like, sien, van die ou rappers. Jou Jimmy, jou Terrible Toys en jou goede. Ek ken nie uit hy passie uitgaan nie. Hy is my passie. Sien, ek weet die Flowstars het obviously ook hulle platform gehad, but soos die tyd aangegaan het ons ook maar probeer om in te pas met die musiek wat ingekom het. Maar persoonlik van my kant af, ek sal stiek met die ou musiek. Jy sal miskien gaan met die nuwe vibe en die nuwe goede. En I like hom goedjies, but it's not me. As ek nie. Ek is, jy moet baas met doen. Jy moet baas met. Ja. Dat is maar my opinion. Ja, dat is een harde opinie. En dat is hoe ik me van mening ken, dat is hoe ik hem geleerd ken. Die dog is true to what it back in the day gedaan was, because back in the day was het like real, maar zoals je genoemd het, die emotions wat daar was. Like, als een bara story vertellen dat hij tijd, dus hij had ook een keer genoemd in een interview, ik kan niet precies zeggen wat die interview niet, maar hij had altijd gezegd, als hij een story vertelt, hij het experience, of hij het gezien, of hij weet van iemand, waar het experience het, verstaan je, waar het baie close home toegeslaan, verstaan je, en als we luisteren naar die muziek van vandaag en hoe het evolve, als het niet per se dat iets wat gebeurt of iets wat die persoon zou doen niet, you understand, dat is net voor entertainment purposes en dat is wie men is. Gaan meer oor die beat. Gaan meer oor die beat en net om jy moet net die beat van en hy is nie eendag so nie. Why ek was ook in daai gewees. Kyk, ek is nog steeds 'n baie groot Afrikaans rap fan. Verstaan Afrikaans artists in general because ek luister na jou Karen Zoids, ek luister na jou Jack Sparrow, ek luister na jou Kurt Terran, ek luister na ek het na Dozy geluister. Jou Jemmel Pies op Snotkops hulle. Ek luister nog steeds na daai hoor so. Ek love wat rap was en hoe dit gedoen was daai tyd, but soos dit aangegaan het ek saam met 'n ander persoon gepraat. Ek saam mee gewerk. Ons ook 'n rapper. Ek weet nog nie kan ek sy naam noem nie. Saam gewerk, nie kan ek sy naam noem nie. Shout out okay Lil Baby, Eraston Vermaak Lil Baby. Lil Baby. Julle kan hom gaan search op YouTube, julle gaan hom kry ook 'n dope artist wat ons ook hier in die studio wil hê. En hy het vir my gesê, een keer gesê van, ons het dieselfde debate gehad een keer. So hy vir my, bra, ek weet dis hoe dit gedoen was back in the day, right? But luister na die musiek, nou en enjoy net die musiek. Wat is hom style? Sy style is ook, hy trap en, hy rap en, maar hy doen dit nga. To be honest, hy doen dit nga. Hy het Engels begin, ek het van sy Engels so goed te gelijk, nou nog iemand van sy Engelse tracks op my phone, en ek geswitch oor na Afrikaans toe. Ek is hier meer en reg in contact met hom met bad. Ek sal hom tas wanneer die tyd reg is as ons hom wil hê op die seat. En hy het my gesê, hy het geselskap gehad en hy het my gesê, bra, luister aan die musiek. Jy ons maak kwaai musiek, luister na hulle en hy het my in fact geïntroduce na Promo en Pengi en jou die ander kids toe. En ek het jongens begin luister en met hy wat hy vir my gesê het in gedagte, like luister net die musiek. Jongens maak lekker musiek wat 'n mens ook ken. Like as jy in jou kar sit op pad joint toe like sit codeine met sak aan 'n blok gespin met chicken die rock en tea met kop my gesig so kop. Lekker Kom niks maar lekker. As lekker, ek voel. Sien jy? Like hy vibes. Like Jones maak gevaarlik om iemand met doos ook. Hy met doos as overlate op die mense se nek cuz I can expect like Ja, maar ek het groot respek om te doen. So eerlik. Bro, kyk, kon eerlik te wees ek het groot respek om te doen. So hy het vir my gesê, bro, enjoy die musiek because die mense maak regtig dope musiek. En ek het begin na luister en so het my oor van musiek ook dan sodoende evolve dat ek nou na die kids luister, maar dit vergeet dit sê nie ek luister of ek het vergeet van nou ons back in the day nie because ek was nog steeds 'n groot Cream fan. Like, maar as 'n een persoon is wat ek regtig oor like ek sal praat se persoon se naam is elke dag luister is dit Cream. Ek weet ons is all about PE pop, maar as 'n persoon een van die empires van die Afrikaanse rap game Cream, ek sal hy man like jy elke dag luister en die most underrated EP of all time is Cream se EP Breinbrood. Bra, ek kan nie verstaan hoe op aarde, ek weet ek ken hom nie. Ja, maar ek ken hom. En ek kan nie verstaan hoe op deze aarde Cream se EP so, niemand, ek hoor het nie. Like, ek hoor het nie en het frustreert my elke keer as ek na hy EP luister. Like, bra, hy is muziek. En hy is my type muziek wat ek like luister. Verstaan, but ek het soos ek sê ook geleer om aan te pas by die muziek van vandag. You understand? En hy het die tweede vraag geantwoord nie.
tweede gedeelte van die vraag. En die tweede gedeelte van die vraag was geweest. Tweede gedeelte van die vraag was geweest as hy nou kon rap. Wow. Ja, as hy nou kon rap, sal hy kan aanpas met die styl van vandag as hy nou because kyk, Dio is 'n dope writer. Vir die wat hom ken, by die Flowstars, Dio is 'n dope writer. Dio is 'n dope MC. So as hy nou kon weer nog in die game kom, wat soort styl sou hy dan kies? Ja, my eerste sin vir hy vraag is 'n groot negatief. Van my af was 'n groot negatief, want dit is die wie ek is nie. Iewers nou ek rap nie meer nie, ek rap lankal nou nie meer nie. But as ek moet elke keer as ek luister na die kids, dan ken ek vir my, ek weet nie as jy rapper is, gaan jy miskien relate. Iewers as jy 'n danser is, en jy sien iemand dans, dan hy moet self sê, hy moet ons hy gemaak. Dit is hoe ek is as 'n rapper. Baie keer luister ek na die manne dan sê ek vir myself, ek sal gelyk het om my stukkie te kry want ek sou op die baas so gemaak het en so gemaak het. Sien jy? But dit is maar net hoe artists is. Al die artists is so. Sien baie van die artists is so. As ek nou persoonlik nou ek gaan weer terug gaan na Eminem toe. As ek na Eminem kan vat, as jy luister na hoe hy lyrics skryf. Sien hy skryf definitief. Hoe hom lyrics skryf. Luister na die songs, hoe hy dit doen, hoe hy dit skryf, hoe die rhyme scheme is en al die klomp dinge. Is fantasmagories. Hy is die woord wat ek wil gesê het. Is fantasmagories. En dit is wat ek gevoel het wat Jimmy G gebring het in die game. As jy luister na hoe Jimmy G rap, sien, nie net die lyrics en so aan nie, maar hom stem. Hy stem van Jimmy. Hy stem alleen van Jimmy. Hy slaan jou. Hy gee jou hoendervleis wat nie weet hoendervleis bestaan nie, maar hy gaan vir jou hoendervleis gee. En dit is die kids wat ek like man, especially Jimmy G. Ek is 'n groot fan van Jimmy G. En die rede hoekom is omdat ek 'n Eminem fan is. Sien, en Eminem is mos so obviously American. Sien, but Jimmy G, ek vra jou die Here van die Here af van almal af, kom terug in die game bro. Kom terug in die game en wys vir die kids. Ek sê net die kids is hier op 'n level nie. Hulle doen dit as hulle manier, as hulle way. Hulle het gevolg oor die trend en wat daar vandag is. Maar as Jimmy nou op die scene moet kom, as Jimmy nou vandag 'n naam moet drop, ek sal alles delete op my phone en ek sal net uit Jimmy G dan download en ek sal hom heel dag luister. Sien, want dit is die soort musiek wat ek like. En ek weet even hy hou van Jimmy. Hy hou van Jimmy. Sien, maar ek moet nog ge-evolve in wat ons vandag is, wat ek is jammer, ek kan nie. Ek het dit genoem, ek kan nie. Is nie my style nie. En soos hy sê, as ek nou op die rap sien wie moet kom, ek gaan try, ek gaan niks promise nie. Definitief gaan ek 'n paar ek gaan try, ek gaan 'n 16 bars skryf, dan gaan ek dit rap, dan gaan hulle hoor wat is my type of style wat ek van hou as dit by musiek kom. Ek gaan dit try. Ek beloof jou dit Koester, ek beloof julle, ek gaan dit probeer. Asseblief, ek is rusty, asseblief. Noem my nie meer rukkie. Maklik, kan ek miskien 'n rapper raak as ek meer content kry. Maar ek gaan definitief op haar baas wil spot. Ek gaan vir julle wys wat ek van nou. Dit is jou vraag mos wat jy gevra het. Hoe sal ek mos nou musiek nou weer uitbring? Want ek kan nie trap doen nie. Is nie vir my nie. As wat se naam wat Trevor Noah uitgaan. Hy joke. Ek kan sê maar hy hou, dis om broertjie wat hy hou. En dit is wat trap is vir my. Sien van is die storytelling nie. Is die storytelling as niks wat jy vir my sê nie. Soos ek sê, ek is Eminem great, but as ek is lief vir die J. Cole's, die ou Kanye West, die ou Jay-Z, hy peer storytelling. Manne wat weet wat van hulle praat en is experience bou. Soos hy gesê het, toe al dis op die scene gekom het, hy het gepraat van hom experience. Sien hy doen dit nou nog. Ek ken nou nog al sy name luister. Hy praat van die goeie wat hy deur gegaan het of wat hy mos nog gesien het. Sien jy? En dit is maar net hoe ek is en dit is wat ek gaan bystiek. Great. Ja, wie kyk, rap was een ding wat ek wou gedoen het. Voor de live of me kon ik nooit daar uitkomen. Dat is maar beter, want ik denk je. Ik heb getry. Dat is maar beter, ja, ik ga je maar los. Ik heb getry, schrijven in high school, maar voor de live. Ik denk ons allemaal was rappers op high school geweest. Of getry schrijven op high school. Voor de live of me, bro, voor de live of me. En ik heb ook voor ons getry DJ op, maar ik doe virtual DJ popular. Oké, ik heb toch eigenlijk getry. Ik heb getry beats, maar op Fruity Loops. Dan gaan we iets getry. Ja, maar voor de live of me, maar die boek kon nooit bij me stikken. You understand? En
sal ek sê om af te sluit, soos ons na die einde toe gaan, wil ek hê dat in die next topic moet ons ook gesels dat hoe kom so baie van die ouens wat back in the day was nie meer hier is. Ek dink daai topic Ja. gaan ons next tackle so. Mense stay tuned. Like, follow, subscribe, Ons is comment. all over. Ons is Ons is all over. all over. Daar waar jy type, man, altyd by op Chrome. Voor bij gaan snaakse ons video's wat je kijkt, als je haast kom bij video's. Als je type, kom ons praat met MND, die gaan ons krijgen. So, mensen, dit liefde van onze kant af, zoals ik weer eens zeg, like, comment, follow, zodat ons kan die community bouwen en dan ook onze platforms deel met andere upcoming artists, als ook groot artists. So ja, enigszins van jouw kant af? Ja, ek is duidelik. So familie, ons zien jullie tot next time. Ciao. Sien julle.